Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Ek en Arie het vrydag afgevat. Ons het geweet. As dit nou eers weer die toetsseisoen word, gaan Rassie ons besig hou en so waar is vraggies gisterand kry ons die kennisgewing. Nee, kyk mense, ons kon nog maar maandag hierdie hele span aan. Nou ja, ons het dit so van eintlik al verwag. Dit laas jaar ook gebeur, maar natuurlik al my planne in die wiele gery. Ek kon nou nie gou Johannesburg toe op sulke kort kennisgewing ry nie, maar nou ja, hier is ons nou. Ons het nie na die perskonferensie geluister nie. Ons neem maar ons kyk net maar ons doen maar ons eie analise. So hier is die span. Wat dink jy, Arie? Wat verwag jy? Ja, nou en weer, ja, so lekker toetsweek en Rassie het almal verras, die media en vir Engeland verras. Hulle het vroeg aangekondig. So lekker sterk span, sterk agterlyn, gevestigde voorspelers. Soos nou kan sien, ek dink die groot nuus onder die agterspelers is Damian Willemse en Cheslin Kolbe speel albei hulle 50ste toetse Saterdag, sommer so saam 8 jaar terug het hulle saam hulle in 'n eerste keer ook vir die Bokke gespeel, so dis 'n groot oomblik vir hulle. Maar sterk span gevestig, daar agterlyn is maar wat ons verwag het eintlik. Manie Libbok op 10 was miskien 'n besprekingspunt, maar hy het dit gekry bo Pollard en dan is dit sterk agterlyn gevestig wat mekaar ken. Die voorspelers ook is so goed as wat mens kan by mekaar sit tans. Die losvoorspelers is ook gevestig met Kolisi en Pieter Steff natuurlik en Wiese en Ebenezer wat terugkom uit lanklaas gespeel, so ons hoop sy fiksheid hou. Dis belangrik want ons sal nou daaroor praat. Daar's nie 'n erkende slot op die reservebank nie. So Etzebeth sal sy asem saam 'n bietjie langer moet hou as gewoonlik en dan saam met Norke en dan 'n lekker sterk voorry met de Toey en Marx en Ox. So op die bank is 'n interessante bank MB. Ek dink daar's die grootste besprekingspunte, twee komponente wat afwesig is, wat ons dadelik oor kan praat, is daar's nog nie 'n slot nie, soos ek net nog genoem het. Waarskynlik sal dit wees dat Pieter Steff de Toey na slot kan skuif potensieel deur die wedstryd. Hy het natuurlik baie rugby daar gespeel en die twee reserve flanke of losvoorspelers is Marco van Staden en Cameron Hannekom. Maar Andre Estreisen is ook daar as 'n reserve agterlynspeler, so hy kan ook flank speel as dit moet. Maar dan is daar ook nie 'n erkende loskakel wat kom ons sê maar nog 'n loskakel soos Pollard wat afwesig is op die reservebank. En daar sal Damian Willemse waarskynlik dan moet instaan vir 10, sou mens dink, as iets moet gebeur met Manie Libbok vroeg in die wedstryd. Maar ook effens interessant, Zachary Potrum is gekies bo Wilco Lou as stit. So dit is 'n groot besprekingspunt en Gerard Steenekamp is wel daar op loskop stit nog steeds en Jan Hendrik Wessels ook 'n besprekingspunt wat baie meer loskop gespeel het die afgelope paar wedstryde as haker, is die amptelike reserve haker. En Marco van Staden kan ook daar instaan. So veelsidigheid op die bank, maar ek dink die besprekingspunt vir my is daar's nie Wilco Lou is nie daar nie, Pollard is nie daar nie en daar's ook nie iemand soos Mostert, ek weet nie hoe sy besering is nie, maar daar's nie nog 'n slot op die reservebank nie, maar daar is genoeg veelsidigheid om dit waarskynlik te kan hanteer. Ek het gelees Loot en Franco Mostert is albei ligte beserings. Radio Norton is huis toe, hy het ook 'n besering opgedoen. Dis bietjie aardverskeurend, dan loop hy die hele wêreldkampioenskap mis en hy speel nie vir Springbokke nie. Ek bedoel, dit praat van 'n bietjie wat ongeluk by die geluk, maar dis nie 'n goeie ding, maar vir baie interessant natuurlik Wilco Lou nie gespeel, is nie in die span nie. Waarskynlik hy's dalk, ek vermoed hy's dalk nie heeltemal op sy beste nie. Ons het gesien hoe swaar hy gekry in daai wedstryd fisies teen Leinster, hy het siek geword op die veld, en ek weet hy was effens bietjie gesny voor die tyd. Dis waarskynlik wat dit is, maar vir my interessant as ek sê daai slot. Ek kan nie indink dat iets anders as dat Pieter Steff miskien gaan 4 skuif. Die groot vraag is natuurlik wie gaan dan oorneem by hom op 7. Die tipiese is daar Cameron gaan waarskynlik 7 en 8 kan dek, maar hy is eintlik maar 'n 8. Ek het Vrydag by hom ek het raakgeloop op beloftes, glo dit of nie. Hy het 'n bietjie ekstra werk gaan doen, hy vrygelaat is, weet na die Springbokke afgekry het vir die naweek. En ek het so 'n bietjie met hom staan en gesels daar. Hy het vir my laat ek het hom gevra so en hy het so al deurskema maar ja, ek dink hy gaan speel. En toe vra ek vir hom, waar wil jy speel? Weet ons het al baie keer gewonder of jy dalk 'n 6 moet wees. En hy sê hy sal enige plek speel waar hy wil, of waar Rassie wil. Hy gee glad nie om nie. Maar vir my interessant was, hy het byvoorbeeld gesê by die Bulle se nommer 8 byvoorbeeld hardloop in die buitekante in die tram soos hy dit noem. Maar by die Springbokke is die nommer 8 in die middel, soos Jasper Wiese, hy's 'n stormram en die 6 en 7 speel weier uit soos ons laaste gesien met Kolisi, Pieter Steff toe gaan speel weier. Hy verkies Ek dink hy verkies om 'n bietjie weier te speel, maar soos ek sê, hy sal enige ander plek speel, maar nie die tipe fisiese speler wat 'n Jasper Wiese is nie. So kom ons praat 'n bietjie wat sien jy Cameron se rol is hier op in die bomb squad spesifiek nou. Wat dink jy is sy toekoms daar? Ja, ek dink jy's reg, jy het nou nie soos die Engelse sê like for like met Wiese nie wat unieke speler is, jy nie sommer so daai speler wat jy kan namaak nie. Jy het miskien van Staden is 'n bietjie meer
in daai kategorie, maar hy's ook kleiner. Maar ek dink as dit gaan om meer direk te speel, kan almal direk speel. Ek dink Cameron Hanekom kan ook. Min spelers kry die direkte momentum soos Wiese, so hy's een in sy soort wat dit dan betref. Maar ek dink die voordeel van Cameron Hanekom is jy kry die indruk dat hy 6, 7 en 8 kan speel. So ek dink sy veelsidigheid is vir hom baie werd, is baie werd vir die Springbokke. So ja, ek dink daar's genoeg veelsidigheid in terme van die losvoorspelers, en soos ons weet Andre Esterhuizen kan ook daar gaan speel. Maar ek is nog steeds so 'n bietjie van 'n, ek dink sy effens nou nie heeltemal in die kategorie van 'n risiko nie, maar die feit dat Eben Etzebeth so lanklaas gespeel het, sou ek gedink het dat mense 'n slot erkende slot daar gehad het, maar soos jy gesê, daar's 'n klomp ligte beserings en daar's 'n klomp spelers wat waarskynlik as gevolg daarvan nie kan speel nie. Maar ja, dit is effens van 'n verrassing. Maar ek dink die balans is nog steeds daar. Die opdrag 5-15 is baie gevestig. Dis net hoe die wedstryd gaan ontwikkel. Ek dink mense moet ook kyk na wat op pad is. Engeland gaan heel waarskynlik vir Pollock begin. Daar's stersprake dat Henry Pollock sal begin op 8ste man met Ben Earl op flank en Ollie Chessum op flank. So dit is wat die bespiegeling is op hierdie stadium en so ek dink dan is 'n Cameron Hanekom ook baie werd in terme van Loftus Vers af en van Ellis Park, die beweeglikheid wat die spelers het en die vinnige spel wat daar gespeel word, en ek dink ons moet almal maar net versigtig wees en onthou wat gebeur het toe ons teen Australië laas daar gespeel het. So ons het gesukkel in die tweede helfte. So dalk is dit goed om so hier en daar 'n beweeglike losvoorspeler te hê. Ek dink Henry Pollock is 'n onbekende, maar dis nie sonder twyfel is hy 'n goeie speler. Ons weet dat hy irriteer met alles wat hy doen van die veld af en sy reaksies en al daai klein goedjies, maar dat hy 'n goeie speler is, moet Suid-Afrika net respekteer. So dis sal interessant wees. Natuurlik kan dit nie vir Maro Itojo gebring nie, hulle rus hom. So nuwe slotte waarskynlik ook. Dit sal waarskynlik George Martin en Alex Coles wees wat slot gaan speel. En voor hy die bekendes wat maar daar gaan wees van die vorige toetse is Joe Haynes en Jamie George wat kaptein is en Ellis Genge. So dit is maar min of meer wat die Bokke kan verwag. Maar dit gaan 'n harde stryd wees want Engeland het 'n goeie span en agterspelers dalk vir Finn Smith op losskakel, waarskynlik met Alex Mitchell op skermskakel. So dis wat mense te wagte kan wees van Engeland. Harry, ek het die antwoord. Ek het die antwoord wie sou slot. En daai slot is Jan Hendrik Wessels. Ras het jy verniet laasweek gesê Jan Hendrik Wessels het nommer 4 op skool gespeel nie. Wat ek is daai nie dalk 'n haas wat uit die hoed uitgetrek gaan word daar nie. Kyk, een van die beste skole drie nog gedruk as 'n slot vir Grey College so in die hoek gedruk met een hand soos Jan Ellis gehardloop. Ja, hy's groot. Hy's nou nie heeltemal 1,982 meter nie, maar hy's 1,92 dink ek ten minste. Hy's 'n groot man. Jy weet nooit, enigiets is moontlik. Hy kan hom 'n 4 slot maak, weet en hy kan ook die bal lekker opvat as wie se dalk daar is nie. So dis interessant wees as dit wel gebeur. Dit sal 'n verrassing van alle verrassings wees, maar ek dink hy's waarskynlik maar hakker eerstens, maar Marco Verstaden kan ook daar instaan as dit moet. Dis baie interessant wees as hy op hy 4 slot gaan sak. Ek dink nie daar gaan 'n tekort aan skramkrag wees nie en daar gaan nie tekort aan momentum wees nie. So dit kan dalk werk, wie weet. Hulle gaan net sukkel om in die lug te kry dalk. Hy's lekker groot. Hy gaan nie maklik opgetel word. Die springslag gaan dalk 'n bietjie van 'n uitdaging wees nie. Ja, maar dis wat die ou Cameron Hanekom gebruik. Loskop en nie vaskop so rondom hom moet hê. Nee, dis wanneer die ou Cameron Hanekom gebruik. Hy's ligter, jy kan hom so in die lug nog gooi. Ja. Of skryf 'n Colby in die lyn staan en gooi hom deur bo op. Jy weet nooit nie. Maar as interessant is, kyk as jy reg is, dan is dit alles hier gebreek op hierdie platform, ja. Maar niks is onmoontlik met Rassie nie, so ek sal dit nie heeltemal links gooi nie. Ek sal die kategorie sit van 'n moontlikheid, verseker. Jy het nou nog genoeg van Jan Hendrik Wessels en kyk hy en Marco van Staden kan haker speel, maar Marco van Staden dink ek het meer haker gespeel as wat Jan Hendrik die afgelope seisoen gespeel. Ek wonder of Marco dalk op haker gaan opeindig, die Mwapas Gerritsteen kan, ek weet nie, dit is 'n bietjie vir my asof hierdie legkaartstukke nie lekker in mekaar pas nie. Ek weet nie lekker wat Rassie het nie. En ek is geïnteresseerd in hoekom hy nou besluit om die span vroeër aan te kondig. Jy weet, nou gee Engeland 'n hele dag of so ekstra. En dan vir 2 of 3 dae ekstra wat ander spanne doen om jou span te bekyk en beter te beplan en alles. Is dit 'n bietjie van 'n teken van 'n bietjie oorgerusheid miskien nie, of is dit wat probeer hy eintlik bereik hier so? Ek weet almal gaan vir my sê Rassie weet van beste, Rassie weet alles en Rassie weet definitief alles, ek stem saam. Ek wonder maar net hoekom. Wat is die gedagte daaraan om die spanne so vroeg aan te kondig? Ek weet hy sê nou ja, nou weet hulle is gevestig in hulle koppe, hulle kan lekker in die ding in settle, noem dit maar so, deur die week en alles.
Maar nog steeds, jy moet nog so 'n bietjie jou kaarte teen jou bors hou partykeer. Wat is dit nou eintlik hierdie, wat dink jy? Ja, ek dink skies ook. Ek dink ook dat dit is 'n verrassing gewoonlik dan teen Nieu-Seeland en teen die Engeland en teen Ierland kondig hy so 'n bietjie dieper in die week aan. Ek dink die logiese ding waarna ons almal ook verwys is dat hoe vroeër 'n span natuurlik weet wie jy kies veral op jou reservebank gee aanduiding van wat jy beplan. In moderne rugby is dit nie net jou 15 wat opdraf nie. Dit is redelik seker wat gebeur, maar baie van jou span, jou planne kan jy sien wat in die reserves aangaan. Hy het in die verlede al 7-1 gedoen, hy het al 6-2 gedoen. So ja, hy wys miskien so 'n bietjie vroeër sy hand daar. Ek weet ook, ek het al in vorige media konferensies het Rassie Erasmus al gesê dat hy verkies uiteindelik so die span is uit. Daar's nie spekulasie nie. Die spelers kan fokus op die week, hulle kan oefen. Daar's ander, daai druk is van hulle af. Is nie 'n gewonder van wie word gekies nie. Hulle weet nie afval al vroeër, maar dan is dit ten minste al uit en klaar en afgehandel en jy kan speel. So oefen of voorberei. Maar ek dink die logiese ding is dat ja, jy gee die oppositie natuurlik nou ekstra tyd om te ontleed en ek dink hulle ken die spelers wat opdraf, maar ek dink hulle het meer tyd om vir Zachary Potem te ontleed. Hulle sou dalk eers donderdag geweet het dit is nie Wilco Louw nie. Nou sal hulle ook vroeër weet daarsoos spelers soos Cameron Hanekom wat hulle ook beter kan ontleed. So ja, ek voel ook dit gee vir Engeland bietjie meer tyd, maar ek dink Rassie het 'n plan. Ek dink dit is wel meer werd om sy spelers op 'n goeie sielkundige plek te kry in die opbou na Saterdag. Ja, ek weet daarmee, soos jy sê, die span weet wie speel. So dit is nie nodig om in die pers te wees om vir die span om te weet hoe hulle speel nie. Ek bedoel, dis wat ek vir dit maak nie regtig vir my sin in daai opsig nie. Ek dink hy probeer iets doen hierso. Ons sal seker later weer uitvind wat die eintlike motivering agter hierdie ding is, maar ja. Nee, ek sien uit na hierdie ene. Ek vermoed die span gaan 'n bietjie baie verander vir die wedstryd teen Skotland en dan heeltemal verander vir die wedstryd teen Wallis. Soos Rassie nou daai hele groep van 46 spelers kans gee, het om vorentoe te gaan. Ek dink ons gaan 'n paar manne sien huis toe kom na die naweek en 'n paar manne sien inkom na die naweek. Ek sien heeltemal seker nie, maar ek vermoed hy gaan hierdie 3 wedstryde gebruik as 'n baie groot laboratorium om weer op te bou na die greatest rivalry toe, daai 1 teen die All Blacks. Want kom ons wees nou almal eerlik. Dis die een wat saak maak. En die groot vraag wat ek nou wil vra is hierdie nasie kampioenskap. Is daar enigiets of is dit 'n doodgebore ding? Is dit maar net nog 'n toetswedstryd? Neem enige van hierdie spanne dit regtig ernstig op? Byvoorbeeld, daar's 'n klomp snaakse reëls. Fiji speel hulle tuiswedstryd in Engeland, Japan speel hulle tuiswedstryd in Australië teen Ierland. Alles in noodgedwonge goeie van die mense kan nou nie op en af noord en suid vlieg die hele tyd nie. Ek verstaan dit, maar dit is so amper as die ding so bietjie kunsmatig gedruk word en asof dit nie regtig nog die verbeelding dat vlam vat het nie. Ja, kyk, daar's 'n gegrom in Europa ook en ons sê hoekom moet die eindstryd op Twickenham wees? Nou al bepaal. So dit kyk, daar was in die verlede maar altyd in hierdie tyd van die jaar was daar wedstryde tussen die noordelike en suidelike halfrond in hierdie wintertyd, Suid-Afrikaanse wintertyd. So nou is daar net 'n bietjie meer, kom ons sê maar 'n bietjie van 'n struktuur rondom dit gesit en dit maak ook natuurlik was daar altyd wedstryde in November. So die wedstryde vind steeds plaas. Daar's net 'n bietjie meer op die spel. Sekerlik interessanter. Die gegewe is dat jy bly speel teen 'n noordelike halfrond span. So as jy eerste is, dan speel jy die eerste teen van Europa. Dis nou in November, dis nie einde van die jaar. So jy gaan nie teen die All Blacks speel nie. So die beste van die suide speel die beste van die noorde. So ja, baie op die spel. Daar's natuurlik Nieu-Seeland speel teen Frankryk die naweek, maar Frankryk stuur weer 'n effens 'n verswakte span. En hulle het nog die naweek nog finale gespeel in 'n klubkompetisie. So Nieu-Seeland het 'n goeie kans om daar weg te kom. Hulle speel teen Ierland ook. So dis interessante rugby, maar ek dink dit gaan interessant genoeg wees. Ek dink daar's meriete in dit. Hulle speel in elk geval teen mekaar in hierdie tyd en in November. So nou is daar so 'n bietjie meer om voor te speel. So ek dink dit sal dalk veral in die opbou na November. Dit voel vir my in ieder geval klaar iets anders komende Saterdag teen Engeland. Voel dit of daar meer in dit is, omdat jy weet jy moet nou begin wen as jy nou 'n bietjie verder kyk na November. So wat andersins nou maar net eintlik 'n bietjie van 'n wat noem jy dit 'n wintertoets sou gewees het. Maar so daar's effens meer op die spel. So ek hou daarvan. Ons maar kyk hoe dit nou ontwikkel. Dit lyk nou vir die kaartjieverkope vreeslik die ligte uitskiet as ek dit so kan noem. Dit is 'n ander faktor. Dis 'n groot stadion. Daar's duisende, ek dink hoeveel 62,000 mense, hoeveel pas in daai stadion in? Ek dink is 62,000. So daar's sprake dat hulle hoop dat dit 80-90% vol kan wees in die naweek, maar die kaartjieverkope is nie sleg nie, maar dit is verseker nie uitverkoop tans nie. So ons moet kyk hoe gaan dit in die res van die week. Dit is sleg, 21,000 kaartjies. 21,000 kaartjies verkoop by 62,000 die week voor die wedstryd.
Nee, wat daar's Ja, ander dis die dis te tegnologie, ja. duur of iets is nie reg hier of mense wil nie alles park toe gaan nie. Weet die ander indieskinders van sê hoe lyk hulle kaartjies verkoop en want hulle hanteer nie die kaartjies verkoop nie, is SA Rugby hanteer dit. Weet ek het net so vermoede die SA Rugby begin vergeet wie hulle eintlik ondersteuners is en pryse is daar vir die market hierso. Ek sien van mense wat ek mee praat, ouens wat in Australië bly en alles sê ons goedkoopste kaartjie sal selfs duur wees in Australiese terme byvoorbeeld. In Australië is alles in geval 'n bietjie duurder. Die pryse is onrealisties, né? En mense betaal baie meer vir brandstof en allerlei ander dinge en dan moet hulle nog ekstra betaal vir 'n kaartjie ook. En natuurlik die losiehouers kry nie outomaties kaartjies nie. Nee wat, ek dink hierdie nuwe model van SA Rugby gaan nog op baie onderskoot kom as jy my vra. Ja, ek dink die All Black toets was nou baie belangstelling en dit is daai kaartjies het redelik uitverkoop, maar dit is 'n ander kategorie van belangstelling en dit is ook ander tipe wedstryde en almal wil sien hoe die All Blacks en Springbokke speel. So dis jou uitdaging teen Skotland en teen Wales en Engeland was jou beste kans om die paviljoen vol te maak. Ek dink dit gaan nog moeiliker gaan teen Skotland en Wales afhangend of hulle die pryse aanpas, maar dit is net eenvoudig baie duur. Ek sien in die Kaap ook weet as jy die Stormers teen die All Blacks en die Springbok en die All Blacks wil gaan kyk en jy 2-3 kinders dan kos jy omtrent R10,000 net vir die twee wedstryde. As jy gelukkig is, as jy dit kan jou 12 of 14 ook kos. So dit is dit is baie duur deesdae, maar kom ons kyk wat die naweek gebeur. Daar's groot belangstelling. Die Springbokke speel op Ellis Park en ek glo daar gaan nog mense bykom. As 'n groot stadion. So ek sê om 62,000 mense daarin te kry gaan 'n man op 'n perd vat en dit klink of dit gaan gebeur voor Saterdag. Altyd sleg as daai paviljoen nie vol is nie. Ja, ons het laas jaar ook al gesien, onthou Ellis Park was nie vol nie. Paar van die ander stadions is ook nie vol nie. Ja. Ek weet nie Arie, dis net asof dit nie dieselfde opgewondenheid het as vorige jare nie. Dit is vir my so 'n bietjie van 'n demper op alles. Voel vir my alles so half bietjie verwyderd. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Dis net 'n gevoel wat ek het. Verbeel ek my, voel jy dieselfde of moet ek maar net bietjie aanpas en opgewonde raak? Ek dink daar was baie ander rugby wat ons besig gehou het nou die afgelope tyd. En ek dink dit is nou daar was 'n Barbarians wedstryd, maar mens moet nou maar weer jou fokus half lig op Engeland. Engeland is 'n groot wedstryd. Dis altyd 'n groot wedstryd vir die Springbokke. Tussen Nieu-Seeland en Australië en Ierland is dit die 4 wat waarskynlik die grootste is. So ek dink daar's baie op die spel. Dit is nou miskien jammer dat dit eerste is. Miskien dalk teen Skotland eerste sou die ding wiel so 'n bietjie anders aan die rol gekry het. Maar ons speel hulle dadelik en ek dink daar gaan belang wees teen Saterdag. Daar's baie wat gebeur rondom ons ook weer. Daar's 'n sokker wêreldbeker. Dit is ook nou daar's T20 vroue wêreldbeker cricket ook wat in die gang is onder 20s wêreldbeker speel ook. So daar's 'n klomp wat rondom ons gebeur. So dis amper asof jou kop sing van al die opsies wat hier rondom ons aangaan. So dit is miskien op die voorgrond. Ek sien uit na Saterdag, maar dit is dit sal sleg wees as dit nie volgepak is nie, weet jy. Een ding wat jy wel weet is as jy Bokke op Twickenham gaan speel is dit volgepak. So jy wil hê dit moet op Ellis Park dieselfde wees. Die skade bly maar vir jou bondgenoot. Maar ja, dis die eerste een van die jaar, sterk span. Lekker om hier en daar 'n nuwe man te sien, nuwe gesig. So ek dink dit gaan 'n groote wees. Ek dink teen Saterdag sal ons almal weer begin gesigte verf en truie aantrek. Dan is ons weer reg. Ja, dit is seker onverwydelik wees. Ek vinnig met jou net oor iets heeltemal anders te praat. Jy het nou genoem die eindstryd van hierdie Nasies Kampioenskap, Nasies beker wat mense dit ook al genoem, gaan op toekenning wees. Dus voor die tyd besluit, elke jaar die Kampioenenliga en die Uitdagbeker vir Europese kompetisie voor die tyd, jy weet, die eindstryd gaan in hierdie jaar was in Bilbao in Spanje, laas jaar was dit in ek kan nie onthou nie, Wales gewees, die jaar voor dit was dit in Londen gewees. Ek wonder of die URC nie dalk begin moet kyk na so ietsie, dat jy voor die tyd weet, ongeag wie, al is dit in die Stormers en die Bulle, die eindstryd gaan in Dublin wees, of in Loftus, of in Kaapstad, of in Italië, wat ook al. Want ek sien nou byvoorbeeld, een van die redes hoekom hulle die wedstryd waarskynlik 2 weke tussenin gegee het was, omdat hulle sukkel om kaartjies te kry. Toe Glasgow moes skielik Pretoria toe vlieg 2 jaar gelede, het hulle gesukkel om kaartjies te kry om Pretoria toe te kan kom. Want jy moet op die laaste oomblik moet jy begin kaartjies koop en alles. En dit kan ook help vir verkope van kaartjies. Die mense weet voor die tyd, die kaartjies kan lank voor die tyd gekoop word, gaan ook meer plaaslike mense byvoorbeeld kry om die wedstryde by te woon. Ek weet nie, ek is net iets wat ek geraak gelees het, wonder ek net wat jou opinie is daaroor. Ja, ek dink die tuisveld voordeel is altyd 'n bondgenoot. Ek dink die Unie sal probeer veg vir hulle tuisveld om op Loftus 'n finaal te speel of op Kaapstad Stadion is natuurlik baie werd vir die Unie. So jou ondersteuners, dis 'n amper 'n stem maar die Engelse praat van 'n reward vir jou ondersteuners ook om te kyk. So dit is lekker. Soos lekker oomblik is 'n lekker omgewing, is 'n lekker opbou. Ek weet die Amerikaanse NFL, die gridiron wat hulle so met die helmets speel, kondig ook altyd 'n neutrale veld in die begin van die jaar aan. Maak nie saak wie speel, hulle speel byvoorbeeld
byvoorbeeld in Philadelphia of in Los Angeles of in Houston of waar ook al, en dit is waar hulle speel. Maar dan is dit 'n neutrale veld en hulle moeiteloos pak hom vol. Die uitdaging is waarskynlik as jy sê dat sê maar 'n finale is volgende jaar op Loftusversveld en die Stormers speel in daai eindstryd, sal dit nogal vreemd wees vir almal om te probeer in Pretoria uitkom en hoeveel mense gaan kyk, maar dit is miskien die uitdaging, as jy dit in neutrale veld het, maar ja, dit is logisties is dit 'n probleem as jy 'n kompetisie het wat gaan oor ver in die noordelike noordelike halfrond en die suidelike halfrond wat so ver uit mekaar het logisties soos jy sê, want dit was ook die eindstryd tussen die Bulls en Leinster was ook halfvol geweest. So daar het hulle ook 'n uitdaging gehad om kaartjies te verkoop. So ek dink as sien net die Bokke Engeland wat 'n uitdaging het nie. Miskien is die kaartjies daar ook bietjie duurder geweest, maar ja, so dit is asof dit daar's krake. Maar ek dink ek sal nog steeds meer gaan vir speel op jou tuisveld. Ek sal sê ek sal eerder wil sien as die Bulls of die Stormers tuis speel dat jy ten minste jou ondersteuners het wat daai voordeel het om te gaan kyk. Okay, Arie, dankie. Ons kon nou nie te veel spekuleer nie, want ons weet nie eintlik nie. So dankie, ons sal binnekort weer gesels teen Vrydag se kant. Daar's ek in die Kaap daar by jou. Ek hoor dit is baie koud daar, so ek sien uit daarna die wyn te drink en nog so 4 te sit en 'n bietjie met jou te gesels as ons mekaar raakloop. Wanneer ons mekaar raakloop. Ja, verseker. As dit koud is, daar's baie vuurtjies wat brand by baie lekker kelders met genoeg rooiwyn en witwyn en verskeie opsies. En rooiwyn. Die Kaap is verwelkom met oop arms. Okay, Arie, baie dankie.